Goeienaand, hartlik welkom aan een en elkeen. Baie dankie vir julle tyd, baie dankie vir julle moeite. Ek waardeer dit opreg. Kom ons sit net so, dan gaan ons open en dan kan ons dadelik woord toe gaan. Kom sluit die oë. Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit om hierdie Pinksternaweek te begin saam met U. Here, want hierdie is 'n gawe uit die hemel uit vir ons as die bruid, sodat ons daarin kan wandel. En Here, so wil ek vra dat U ons sal help, vir ons wysheid en insig gee, aangaande U belofte, aangaande dit wat ons moet streef en moet inleef, Here. Wees met ons en lei ons, en mag U woord ons oortuig, in Jesus se naam. Amen. Nou, ek weet ons is ons het mekaar gegroet, so dankie dat julle tyd gemaak het op hierdie koue aand. Ek het baie oproepe gekry wat gesê het, pastoor, sien jou miskien Sondag, toe sê ek nee, dit is reg. Maar daar's 'n lied by my wat opgekom het, en dit is 'n ou Pinksterlied, en ek weet nie of julle hom ken nie, wat sê, dit is Pinkster uit die hemel, dit is waar, dit is waar. En toe ek hierdie lied aan dink, wat ons gesing het, toe besef ek, dit is regtig 'n gawe van God vir ons. En dit is iets wat ons gaan ondersoek. Dit is iets wat ek met julle wil deel. En soos ek genoem het, gaan ek vanaand bietjie op 'n ander manier bedien. Dit gaan nog steeds in 'n diensvorm wees. Maar as jy 'n vraag het oor dit wat ek praat, kan jy my stop en ek sal dit hanteer. Ek dink dit is seker in 'n mate goed en in 'n ander mate nie goed nie. Maar ek dink nie elke keer, en ek weet baie mense sê, pastoor, maar uit respek uit wil ons jou nie stop nie. Maar ons is hier om te leer. En hierdie was nooit bedoel om 'n geheim te wees nie. Hierdie, soos wat Paulus die woorde gebruik, hy sê, ek wil nie hê julle moet onkundig wees betrek in hierdie onderwerp nie. En interessant, hy fokus baie op die gees, die dood en die eindtyd, gebruik hy elke keer hierdie frase, wanneer jy ondersoek doen. So, vanaand gaan 'n bietjie in 'n Bybelstudie wees, maar in 'n neutedop is Pinkster 'n aanraking van die Heilige Gees krag. Nou as ons gaan kyk in die Bybel, wat hulle voor gewag het, is eintlik dat die persoon van die Heilige Gees in ons kom woon. Ek weet nie hoekom nie, maar daar is 'n paar gedagtes aangaande dit wat hulle sê, die Heilige Gees is nou eers beskikbaar, of die Heilige Gees het nou eers op die toneel gekom, wat nie waar is nie. As ons kyk in die Ou Testament, was die Heilige Gees al daar gewees. Op die Ou Testament se metode het die Heilige Gees anders te gewerk, hy het oor jou gekom en hy het vaardig oor jou geword en dan het hy weer aanbeweeg. Maar hierdie het alleenlik gekom by die kruis van die Here Jesus. Omdat toe Jesus gekruisig is en opgestaan het, toe die Nuwe Testament eers begin. Maar die Heilige Gees was nog altyd daar gewees. As ons lees in die Ou Tyd, of in die Ou Testament, het hy dan oor die waters gesweef. Selfs by Jesus se doop was die Heilige Gees teenwoordig in 'n vorm van die duif. So die Heilige Gees het nie net nou iewes skielik ontstaan en sê hier's ek nie. Die Heilige Gees was vir altyd daar en gaan vir altyd daar wees. So ek wil net hierdie konsep by jou voorhou en met jou deel, want die Heilige Gees eintlik die groot gawe, praat ons van twee dinge. Hy sê jy het die gawe van die krag van die lewe ontvang en jy het die gawe van die krag van die Gees ontvang. Die krag van die lewe is wanneer jy Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker en hy kom woon in jou. Nou het jy die ewige lewe, want jou gees het lewend geword, jy is die tempel van God en die Heilige Gees woon in jou. En wanneer hy in jou woon, gee hy vir jou ook sekere dinge. Ons ken die Heilige Gees gewoonlik as die sagte ou stemmetjie in my kop, wat nie eintlik die waarheid is nie, daar's meer as dit. Maar nou sê hy ook verder as dit, in jou disippelskap moet jy gedoop word met die Heilige Gees krag, en die bewys daarvan alleenlik is jy spreek in 'n nuwe taal. Dis nou nie Sotho of Engels nie. Maar ek wil saam met julle lees in Romeine. Nou vir 'n kind van God is die boek Romeine 'n moed. Soos hulle sê, hierdie slag spreek, hy sê al die paaie loop Rome toe. Al die paaie vir 'n kind van God loop Romeine toe. En Paulus begin eers met die inwoning met die Gees in hoofstuk 8 en dan gaan hy oor die krag van die Gees. So ek wil net hierdie twee al klaar oor gesels. Inwoning is wanneer jy hom aanvaar het saam met jou
bly, dit gaan ons ook nou kyk vanaand, en dan die krag van die Gees is dan die gawes hoofsaaklik. Enige vrae sover? Hoor nou hierdie mooi gedeelte. Hy sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge, want die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. Dit is wanneer die Gees in ons woon, streef die Gees en hy laat ons streef na heiligmaking toe. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is en wat dit nie onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Hierdie was nou vir my eintlik 'n groot skok toe ek dit lees. Hy sê die vlees kan dit ook nie doen nie. Dan maak dit vir my sin wanneer die sondaars doen wat hulle doen. In die rigting gaan wat hulle gaan, want hulle kan nie oorgaan nie. Vers 8. En dit wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Sal nooit God tevrede stel nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Hoe? Die dag toe ek Jesus aanvaar het as verlosser en saligmaker. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewend van die geregtigheid. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. So hier's die een deel. Ek kom baie keer agter dat gelowiges tevrede is met hierdie vlak, met hierdie gedeelte. Julle sal nou hoor goed wat ek nou aanhaal, gaan ek ook Sondag aanhaal. Wat ons baie keer terughou, is verkeerde perspektiewe en verwagtinge wat ons het oor die Gees van God. En daarom moet ons kom en sê, Here, praat u woord met my. Vers 12 sê, daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Vers 13, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werking van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Ja. Net tot daar wil ek vir julle lees. Hierdie is vir my so 'n mooi gedeelte. Hier praat hy en dan later in vers 28 wat ons so goed ken, dan sê hy, wanneer ons nie weet wat om te bid nie, sal die Gees vir ons intree en hy sal ons swakhede te hulp kom. En ons sal dan in die Gees bid. Wat ek nou vanaand net wil deel, wat ek net vanaand by almal wil aanbring of wakker maak is, hierdie belofte, wat hulle nou uitgesien het, wat hulle verwag het, soos wat Markus 1 sê, is vir my. En ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees. Hier is uitdruklik vir ons gesê, hier sien ons uitdruklik, dit wat Johannes gedoen het, kan Jesus ook doen, maar dit wat hy doen, is nie van water nie, maar van die Gees. Hierdie doping met die Heilige Gees, is nie die inwoning van die Heilige Gees nie. Dit is twee verskillende goed, maar dit is dieselfde Gees. Daar is dele wat hy doen as die Heilige Gees wanneer hy in jou woon, as wat jy jou doop met die Heilige Gees krag. Dit oorvloei want dit bly dieselfde Godheid wat in jou is. Nou wat dit baie keer moeilik maak, is omdat ons heel eerste vlees is, moet ons oorgaan in die geestelike riekelm en dit maak soms my kop dof. De mekaar. As julle wil weet wat die toppunt van de mekaar, is 'n Arrive Alive sticker agter op 'n lijkswa. Dis die toppunt van de mekaar.
En dit is hier wat die Heilige Gees vir ons gee. Die daad van Jesus op die kruis, die belofte van die Nuwe Testament. Gaan kyk, wat is die opskrif van Romeine 8? Hy sê, die nuwe belofte, die Nuwe Testament onder die genade. Dit is waaronder ons nou wandel en leef. Hy sê, ek gee vir jou die gawe van die ewige lewe en ek gee jou die gawe van die krag van die Gees. Maar baie keer wil ons net bly hierso. Hoekom? Hoor sê, wat sê die Heilige Gees, wie hy is. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stam van Israel, eintlik stam van Isaai, en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. En op hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here. Nou wanneer hierdie Gees in my woon, dan sê ons dit is vir ons genoeg om in hierdie lewe te wandel, want ek het klaar die wysheid van God, ek het klaar die verstand van God, ek het die raad van God, ek het die sterkte van God en ek het ook die kennis. Maar wat ek agterkom in vandag se lewe, mense vrees nie meer die Here nie. Mense is maklik lief vir Jesus, maar hulle vrees nie vir hom vir sy gebooie nie. Kyk hoe laster hulle. Kyk wat aangaan op films en goed. Dit word maar net aanvaarbaar. Die vrees is verlore. En hier die vrees is nie bangheid nie. Dit gaan oor respek teenoor wie God is. En net nog een ding sê oor die Heilige Gees. As jy lees in 1 Korintiërs 3, dan lees ons iets anderste, 'n ander eienskap. Dit bly dieselfde Heilige Gees. Elke een se werk sal aan die lig kom. Wie is hierdie elke een? Ons almal. Klein, groot, oud, jonk, wat ook al ras jy is, elke een. Selfs die vyand. Sy werke sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys omdat dit deur vuur openbaar gemaak word en die vuur elkeen se werke op die proef stel, hoedanig dit is. Die Heilige Gees gaan getuie geroep word om te sê, wat het in Steven se lewe aangegaan? Wat se daad het hy gedoen? Wat se disippelskap het hy uitgerig? Teenoor wat Johannes 14 sê. Kom, ek gaan net gou dadelik Johannes 14 toe. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Vers 26 sê, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dit is nou hierdie kant wanneer die Gees in jou woon. Ons praat baie keer en sê dit is die klein stemmetjie wat met my praat. Dit is die een wat my oortuig van sonde. Dit is die een wat vir my herinner wanneer dit met my swak gaan en sê ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Dan kom die Heilige Gees en sê jy, kan jy nie Psalm 23 onthou wat sê die Here is jou herder nie. Dit is hy wat met jou deel. Kom ons gaan net so 'n bietjie verder en dan kom ek waar ek wil wees. Hier's die verskil weer eens wat die Efesiërs sê, wat die krag is. Efesiërs sê in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Omdat hulle het gewag in Jerusalem, Handelinge 1 vers 8. Hy sê wag daar in Jerusalem tot julle aangedoen word met die Heilige Gees. Praat van hierdie krag. Nou hier wil ek nou kom, wanneer ons oorgaan by die gawes. Baie keer hou my eie verstand, my eie kop,
my terug om in die gawes te wandel. Kom ek sê jou klaar klomp goed. Dit is vir ons maklik om te aanvaar dat die Gees in my woon. Maar dit is moeilik om dit te aanvaar wanneer die belofte van die krag moet funksioneer. Want al bewys wanneer dit funksioneer, is spreek in 'n nuwe taal. Ek gaan nou iets hard sê, ek gaan dit Sondag weer noem. Jy kom op 'n stadium, wanneer jy die woord van God lees, wat jy sê, hierdie deel is nie vir my nie. Hierdie deel praat die Here van iemand anders. Veral as dit kom by iets soos, jy moet jou vyand lief hê. Here, het u hom al ontmoet? U hom al gesien? Ek moet hom lief hê. Of gebeur dit nie met julle nie? Kom daar nie dele in die woord wat jy sê, is vir my vrou bedoel, maar nie vir my nie. En as dit nie vir my waar is nie, dan kan ek myself verskoon. Dan kan ek vir my uit die prent uithaal en dan sê ek is vry van hierdie gedeelte. Hy sê, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom of lees ek hierdie verkeerd nou? Beteken dit is net vir pastore bedoel? Beteken dit is net vir sekere gelowiges bedoel? Is vir ons almal bedoel? Die gawes is vir almal bedoel, so laat ons dit in kan wandel. Ek vra hierdie vraag, wanneer mense sê die gawes is nie vir my nie. As die gawes nie vir ons is nie, hoekom sal die Bybel keer op keer op dit hamer en op dit fokus? Anderste mors die Here net sy tyd. Anderste is dit half net verniet. Romeine 8, wat ons begin gelees het, gaan so ver. Hy sê, en net so kom ook die Heilige Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met ons uitspreeklike sigtinglinge, ekskuus. 1 Korintiërs 14 vers 15. Hoe staan die saak dan? Ek sal met my gees bid, maar ek sal ook met my verstand bid. Hoe bid jy in jou gees? Efesiërs 6 vers 18. Terwyl julle met alle gebede en smeking by elke geleentheid bid in die Ek dink nie die Here mors sy woorde om dit vir ons te sê nie. En hierdie is vir ons om dit te leef en uit te streef. Kom ek verduidelik dit so. Ek het maar 'n klomp slides gebring om dit net bietjie makliker te maak. Die gawes van die lewe werk en streef om vrug te dra. Dit is wanneer die Gees in my woon, is om vrug te dra. Galasiërs 5 vers 22. Maar wanneer ek strewe in disippelskap, is anderste as hier. Gaan dit oor om in die gawes en talente te ontwikkel. Baie mense is tevrede hier. Kom ek antwoord die vraag. As ek net hier is en ek sterf nou, gaan ek hemel toe? Ja. Maar hierdie is nie iets rarig vir mense daar buite nie. Wat ek daarmee bedoel, hierdie begin heel eerste vir jou en met jou verhouding met die Here Jesus, om dieper in hom te gaan, om meer van hom te kry. En wat vir my so mooi is, en wat my so opgewonde maak, is dat God gekies het in sy wysheid, en hy het gesê, my seun sal die metode wees, maar die Gees sal my oortuig, of jou oortuig, en hy sal jou lei na die kruis toe. Hy het gekies, laat die Gees die manier is hoe ons hom intiem kan ken. Laat ons met die Here nog verder kan gaan, as wat ons ooit tevore kan gaan. En daarom het ons die Heilige Gees nodig, om my te ontwikkel, om my verder te vat, laat ons dieper kan ingaan. Hierdie belofte, kom jou toe.
En baie keer hoekom ons sê nee, ek wil dit nie vat nie, want ek voel skuldig. Ek sê ek het te veel sonde of ek ken my Bybel te min. Skuldgevoelens, hoe kan ons die lys afgaan? Verkeerde verwagting en perspektief. Hierdie Heilige Gees is dieselfde soos Jesus, 'n gentleman. Hy gaan nie jou oorheers nie. Daarom sê 1 Tessalonisense 5, blus die Gees nie uit nie. Jy is in volle beheer heeltyd. 1 Korintiërs 12 sê, hy sê die Gees is aan die profeet onderworpe. As ek nie vir die Gees plek gaan maak nie, gaan hy nie funksioneer. En in die hart van Jesus was Pinkster. Dis maar so hartseer, baie kerke erken dit, maar hulle leef dit nie. Pinkster is nie net 'n naam nie. Ons het hierdie naam aangevat, omdat dit aan ons karakter gesien was. En ek en pastoor Kobus het vooraf gepraat, vra ek vir hom, ek verlang na die dae van Pinkster, en ek praat nie van opspring en hande klap nie. Dis nie wat Pinkster is nie. Pinkster is om dieper te gaan in die Gees. Wanneer jy 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis hoor, wanneer jy 'n profesie hoor, genesingsdienste, so kan ons aangaan. Dis wat Pinkster is, want jy ervaar die krag van die evangelie. Ek wil graag saam met julle net lees 1 Korintiërs 13. Nou 1 Korintiërs 13 ken julle goed. Dit gaan oor liefde. En Paulus praat so mooi, hy sê, al praat ek hoeveel tale, al doen ek wat, maar ek het nie die liefde van God nie, beteken ek niks. En dit is waar Pinkster begin in jou binnekamer, met 'n liefdesverhouding met die Here Jesus. Ek hoef nie jou te aktiveer nie. Ek hoef nie iets aan jou wakker te maak nie. Die Gees sal dit self doen. Raak net verlief op hom. Gee net oor. Dit is wat Romeine begin. Hy sê, jou vlees is in kontak en vyandskap met die Gees. Weet, Mike Tyson het iets moois gesê. Hy sê, in sy hoogtepunt van sy loopbaan, het hy iets besef. Hy sê, hy het die guns van God ervaar. Hy voel die ervaring, of hy voel hy is geseënd, wanneer hy in die kruit instap. Hy sê, maar omdat ek ook guns in sy oë vind, het ek guns in die vyand se oë ook. Hy wil my na sy kant toe vat. Hy lok my uit. En hy sê, dit is vir hom so moeilik, om te bly by die persoon wie hom tot daar gebring het. Want daar's iemand anderste wat hom wil huis toe vat. En toe ek dit hoor, toe dink ek vir myself, ja, wanneer jy groei in Christus, is daar 'n vyand wat jou meer en meer wil plat kry. En ek wil vir julle sê, hierdie lewe is swaar genoeg. Ek weet nie hoe doen mense dit sonder die Here nie. Weet nie. Enige vrae sover? Julle by 1 Korintiërs. Okay, my skrifte kan dit nie wys nie. 1 Korintiërs 13, kyk net gou die laaste vers. Hy praat, en julle moet nou sê of ek verkeerd is. Kom ons of hier is my Bybel. Ek gaan nou sê, pastoor, jy jok hier van die kansel af. Ek wil dit seker maak. Ekskuus, is 1 Korintiërs 12 op die einde vers 31. Hy sê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle 'n uitnemende of 'n uitnemender weg. En ek praat oor die liefde. Toe ek dit lees, toe gaan daar iets by my klein ou breintjie op. Hoekom die disippels gebly het, hoekom die disippels gewag het, volhardheid in gebed,
is omdat hulle vir Jesus lief was. Omdat hulle so vasgehou het aan sy woord en gesê het, dit wat hy vir my gegee het, wil ek leef. Hulle het nie gevra oor dit nie, hulle het nie getwyfel oor dit nie, hulle het dit aangegryp, omdat Jesus dit gesê het hulle dit gedoen. Vandag se tyd, dan lees ons dit, dan sê ons, dis nie vir my nie. Of gebeur dit nie met julle nie. Ek het al met iemand gesit, toe sê ek vir hulle, dis wat die Bybel sê. Toe sê hulle, pastoor, is daar nog 'n ander plek wat die Bybel sê? Is daar nog 'n ander plek wat hulle dalk iewers te sê hy iets anders? My mentor het altyd gesê, as hy dit een keer gesê het, is dit genoeg. Nou wil ek vir jou vra, kind van God, wat keer jou om oor te gaan in die gawes? Wat keer jou om dit te leef en dit te spreek? Want die woord sê keer op keer, dat dit hierdie belofte ons toekom. Joel praat daarvan, die Ou Testament verlang na dit wat ons nou het. Hulle verlang daarna om te sê dat die Godheid deel van my kan wees. Maak nie saak waar ek gaan nie, die Godheid is met my. En ek weet nie hoekom nie, maar baie keer dan dink mense, wanneer ek sonde doen, dan is die Heilige Gees op 'n afstand. Hy's daar. Hy's die een wat my keer. My te sê, my kind, dis nie wat jy moet doen nie. Identifiseer ek myself nog as 'n sondaar of as 'n kind van God? Ek wil hê, julle moet mooi hoor wat ek nou sê. Identifiseer jy jouself dalk nog as 'n sondaar of 'n kind van God? As jy double-minded is, op twee gedagtes hinker, die regte Afrikaans, sal jy nooit staande bly nie. Ek is nie meer 'n sondaar nie, ek is 'n kind van God. Beteken ek is volmaak? Nee. Maar wanneer ek dan rouk gaan, fout maak, kan ek self erken, dit is nie wie Steven is nie. Dit is nie wat 'n kind van God moet doen nie. En daarom kan ek weer teruggaan en sê, Here, vergewe my, leer my dat ek hier verbykom. En glo my, jy gaan daai toets skryf, en skryf, en skryf, tot jy hom deurkom. Hoor nou vir wat ek sê. En as jy hom nie deurkom nie, gaan dit na jou kinders toe. 'n bietjie met julle praat daaroor. Dink bietjie daaroor. Dit gepreek van 'n ander dag. 1 Korintiërs 12, en hiermee gaan ek afsluit en ek wil graag met julle praat oor die gawes. Vers 8, hy sê, want, kom ek maak oop vir julle, want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee. As jy gaan lees in vers 7, hy sê, die Heilige Gees kyk na hierdie situasie, hy kyk dit in die gemeente, en hy gee hierdie gawes, sodat ons almal kan groei, tot die volwassenheid van Christus. Hy is die een wat dit uitdeel, so die Heilige Gees kyk na die situasie en hy sê, dit is wat nodig is vir die diens, vir die kerk, vir die bruid op hierdie oomblik. Ek is maar net die instrument. Ek is nie die een wat gesond maak nie. Die Here verwag net van my om gehoorsaam te wees. Ek het eendag met Willem daaroor gepraat. Ek sê dit is beter om net te gaan bid as na die tyd te dink, moes ek gaan bid het. ‘n woord van wysheid en die ander ons woord van kennis. Woord van wysheid het gewoonlik iets met die verlede te doen. Jy kom na 'n persoon toe en jy gesels met hulle. Hierdie is nog nie geaktiveer. Hoor nou mooi wat ek sê, as ek die beste dit kan sê. Wanneer jy hier is nie. Maar die Heilige Gees kan jy nog steeds gebruik as jy hier is. Hy is nie beperk teen my tekortkome nie. Maar mense sê, ek is genoeg hier. Die Here sê, ek wil jou hier hê. Woord van wysheid is wanneer jy met iemand praat en jy sien, hulle kan nie oor iets kom nie. En die Gees gee vir jou insig in hulle situasie. Vir die oomblik, vir daar wat. Dis wat die woord van kennis is en wysheid. Kennis is verlede, wysheid is waar hulle nou is. Dan sê hulle, joh, hoe weet jy dit?
maar die Gees het dit aangepraat. Vers 9 sê, en 'n ander, en onthou al hierdie gawes, hierdie 9 gawes, is tot beskikking vir jou, om dit uit te leef en in dit te leef. Hy sê 'n ander weer geloof, hierdie geloof is nie net om te glo, dit is 'n bo-natuurlike geloof. En 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Volgende een. 'n ander werking van kragte, dit is verskillende wonderwerke. 'n ander profesie. Profesie het mense soms 'n wanindruk. Profesie sal altyd in lyn wees met die woord van God. Profesie is iets wat jou sal aanmoedig, bemoedig, sodat jy kan volhard op die weg wat die Here wil hê jy moet wees. Ek hoop julle verstaan dit wat ek nou gesê het. Mense wil graag 'n goeie woord oor hulle hoor. Maar profesie is om te volhard in dit wat moet kom. Sal altyd in lyn wees met God se karakter en God se woord. Kan ek nou net gou dit sê? Moet nooit 'n profesie vat van iemand wie se lewe nie getuig van Jesus nie. Dit is interessant wanneer jy kyk in die woord sê wanneer jy 'n leiers kies, as sy huis nie in orde is nie, maak hom nie 'n leier nie. Daarom sê Jeremia, ek en my huis sal die Here dien. Dis waar dit begin. Aan 'n ander onderskei van geeste. Nou ek het al baie verskillende goed hier al gehoor wat mense my gevra. Hulle sê dit is nou om engele en demone te sien. Dis nie wat onderskei van geeste is. Dis baie keer wanneer jy iemand groet en binne in jou, dis die beste wat ek kan vir jou verduidelik is net sê bly weg. Dis waar jy moet hou, is daar op 'n afstand. Ek groet jou net daar. Maar ander keer dan groet jy 'n persoon en daar kom 'n hartseer oor jou. Dan dink jy vir jouself, wat gaan nou aan? Want jou gees onderskei met sy gees en jy sê, hoekom is jy hartseer vandag? Sê hulle, hoe weet jy? Want jou gees het onderskei met hulle gees. Aan 'n ander allerhande tale. Dit is die enigste gawe wat jy heeltyd kan beheer. Enige tyd spreek, enige tyd doen, dag of nag, soos jy kies om Afrikaans en Engels toe te gaan, so kan jy praat in die gees. Aan 'n ander die uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. Hoekom? Want hy kyk na die nood en hy soek die wat bereid is om hulle hand op te steek. Gaan lees wat sê Paulus in 1 Korintiërs 14. Hy sê, dit begin hier. Hy sê, want as jy in 'n taal spreek en jy lê dit nie uit nie, of iemand lê dit nie uit nie, dan moet jy self net verder met God praat. Hierdie is om 'n intiemverhouding met die Here Jesus te hê. Punt klaar. Enige vraag? Julle kyk my so styfhof. Enige vraag oor dit wat ons gepraat het? Janke? Die uitlê. Okay, kom ek sê dit nou net vir die wat dalk nie gehoor het nie en vir die opname net. Is hoe weet jy wanneer kan hierdie prakties in 'n gemeente plaasvind? Wanneer jy 1 Korintiërs 14 lees, fokus Paulus juis
oor die orde in die kerk. Hy sê dit al in hoofstuk 12. Want wat so mooi is, hy sê God is 'n God van orde en nie wanorde nie. Dan begin hy sê, want as ons almal nou hier in tale moet praat wat niemand verstaan nie, want jou verstand, sê hy, die vlees is onvrugbaar om dit te verstaan, gaan hulle sê julle is mal. En daarom moet ons bid om dit uit te lê. Maar die woord sê jy moet bid wat in 'n taal spreek om dit uit te lê. Twee dinge wat daar moet gebeur. Dit moet geoefen word. Dis die eerste ding. Om te luister na die stem van die Heilige Gees. Kom ek sê so, julle gaan nou snaaks dink, maar die musiekleier begin al baie fyn na die stem van die Heilige Gees te luister. Jy sal dit voel. Dis maar ons gebruik maar gevoel. Gevoel is eintlik 'n gevaarlike ding, maar ons gebruik gevoel as die kern. Jy sal daai gedagte by jou opkom wat sal sê, praat, spreek of gaan bid. En dan baie keer worstel ons sê ons, Here, wat gaan die mense sê? Wat gaan die mense dink? So prakties in die gemeente sal dit nooit vir jou skade wees om in jou taal te bid nie. Heeltyd, jy kan heeltyd in jou taal bid. Maar die uitlegging daarvan is nie 'n vertaling van jou taal nie. Is 'n boodskap van God van jou taal. Hoop dit maak sin. Want jy kan nie jou taal uitlê nie, in die sin van, as ek nou spreek, vat 'n voorbeeld, etrelientre atriante istihenti laplehante etrahante istihenti. Kan ek nou nie daai kan sê dit is wat dit beteken, ook hierdie woord dis dit nie. God gee vir jou woord, gee vir jou boodskap om te spreek. Gee 'n voorbeeld daarvan. Ek kan Carolie ons bid voor ons die aanddiens toe gegaan het na 'n kerk toe. En ek sê vir haar, ek weet waaroor om te preek, maar ek het 'n ander boodskap in my hart, dit brand. Ek weet die Here het vir my gesê, hier's die boodskap. Nou stry ek met myself, want ek weet nou nie, moet ek my boodskap verander, of wat gaan aan nie. En ons het begin aanbid, en toe ons begin aanbid, toe begin mense in tale te spreek. Toe het ek al die uitleg gekry van die tale, toe sê ek, dit is wat God wil sê. En dit is bevestig. Toe staan iemand anders op, hy het die woord gekry. So wanneer die uitleg kom, sal altyd iemand anders dit ook bevestig. En dit sal altyd in lyn wees met God se karakter en God se woord. Ek dink die groot uitdaging op hierdie is vrymoedigheid. Want ek kan nie sê, dit gaan elke keer 8:05 met ons taal spreek nie. Die Gees sal jou lei om dit te doen. Maar baie keer is dit makliker onder aanbidding om die woord dan te kry. Ja, dit is nie profesie nie, ja, korrek. Maak dit sin? Kom ek sê, dit gaan, omdat die Gees nooit beperk is nie, maak dit moeilik. En hoe die Gees met my werk is nie met ander te werk nie. Maar kom ek vir jou so sê, dit kan ek met alle sekerheid in my wese vir jou sê. Jy weet wanneer God met jou gepraat het. You know. Jy weet. En as jy weet, jy kry daai dringendheid, daai drang, nou moet ek begin spreek. Doen dit.
ek dink as ons 1 Korintiërs 12 gaan lees vers 3 of 4, check my net. Hy sê iemand wat in die taal spreek kan nooit Jesus 'n vervloeking noem nie. Kan nooit Jesus sleg sê nie. Dit maak net sin want die gawe kom van die Here af. Kom sal hy iets gee wat my skade doen of sy naam skade doen. Dit maak nie sin nie. Handelinge 11, dan praat Paulus, hy sê, soos in die begin ons in tale gepraat het, spreek ons nog. Hierdie is heel eerste vir jou, 'n bo-natuurlike kommunikasie vir jou, tussen jou en die Here. En niemand verstaan dit nie eers die duiwel en sy volgelinge nie. Maar dit is wanneer gees tot gees spreek, want God is gees, en hy soek die wie hom in gees en in waarheid aanbid. Hoor nou mooi, aanbid. Kolossense sê, ek sal met normale liedere sing en ook geestelike liedere sing. Ons moet ook ons kinders dit leer. Hoekom? Want my vlees is beperk, maar my gees is oop. So wanneer ek bid, is dit vir niemand skade nie. Maar dit is tot stigtend, hoor nou hierdie 3 goed, stigtend, troos en bemoedigend vir myself wanneer ek in die gees bid. Dis hoekom dit deel van die wapenrusting is. Want jy kom soms in situasies wat jou dreineer. Ek wil vir jou sê, as jy daai op daai slegte, moedelose punt is, ek wil nie hê mense moet daar wees nie, maar jy weet nie waartoe nie. Jou kussing is al nat gehuil. En jy begin in jou gees bid. Jy sal ook hoor jou gees bid anders op tye as ander kere. Maar as jy daar klaar is en daar opstaan, het jy nuwe krag. Jy kan dit nie vleeslik uitredeneer of verklaar nie. Wat orde in die kerk beteken. Imagine nou, ons is 80 mense en almal praat in vreemde tale. En hier sit 'n besoeker. Hy gaan sê, julle, soos die woord sê, julle is gek. Maar as daar iemand kom en sê, dit is wat hulle spreek, vir ons wat nie verstaan die geestelike dinge nie, word vir ons geopenbaar. Want onthou, God doen goed in die geestelike riekelm, waar dit fisies oorkom. Ek hoop julle verstaan dit. Dit wat ek bid ek in die gees, sodat ek fisies die antwoord kan kry. My kar werk nie, bid in die gees, daar start my kar. So wat hier is orde, Paulus sê, 2 hoogstens 3. As iemand in 'n taal spreek, iemand in 'n taal spreek, en nog iemand in 'n taal spreek, wat hardop in die diens is. Kom ons sê ons het gesing, dit raak nou stil. En iemand begin in 'n taal spreek. En iemand anders begin in 'n taal spreek. Dan begin iemand anders in 'n taal spreek. Dan is dit die gemeente se werk om die 4de ou. Hy sit. Hoor nou mooi. Nie wat ek sê nie, dis 1 Korintiërs 14 wat dit so spreek. Die 4de ou moet stil bly. En dan moet ons bid vir die uitleg van daai taal. En die woord sê, as die uitleg van die taal nie kom nie, moet hulle stil bly. Dan moet ons aangaan met die diens. Maar ek wil vir jou garantie, ek wil amper sê 100%, waar taal is daar uitleg. Want dit is geesgedrewe en nie mens gemaak nie. Nog iemand 'n vraag oor dit? Reg. Nee, daai wat jy nou van praat gelowig word, is gelowigheid tot saligheid. Hierdie is nie daai geloof nie. Hierdie geloof is vertroue, soos 'n Petrus wat moet op die water moes klim. Is bo-natuurlik, maar nie die saligheid nie. Die saligheid, iemand het dit hierdie week gesê, wat vir my bietjie die mekaar maak, maar kom ek sê dit soos wat hy gesê het, en ons sal ek dit verduidelik. Ons almal verdien die hel. Niemand verdien die hemel nie. Hy sê die wat hel toe gaan, is regverdig om hel toe te gaan.
Die wat hemel toe gaan, is onregverdig om hemel toe te gaan. Ek, hoe werk dit? Hy sê, want deur sy genade het ek in die hemel gekom. Maar God het alles in sy vermoë gedoen om jou te red. Jy kies waartoe jy gaan. God weet al lankal af wie gaan hom kies, maar dit beteken nie die prys op die kruis was minder nie. So daai om te sê God het al klaar net sekere mense hemel toe gevat of dan loop jy, dan is Johannes 3 vers 16 alleen. Want so lief het God sekere mense gehad, dat hy sy seun net vir sekere mense gestuur het, sodat die wat nie hoef van hom te glo nie, kan hemel toe gaan. Verstaan, daar skrif op skrif wat ons dan moet uithaal en sê, dis nie waar nie. Romeine 3 vers 20, Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle van die heerlikheid van God. Dan moet ons sê, sekere het gesondig, en sekere is geskei van God. So jy loop in jouself vas by teologiese goed wat nie sin maak en woordkorrek is nie. Of die regte woord is, skriftuurlik is nie. So hierdie geloof het niks met saligheid te doen nie, maar vertroue te doen. Soos Daniel in die leeukuil. Ek weet nie as julle nou gesien het nie, dit is my so interessant, waar AI nou video's maak van hierdie geloofskarakters in hierdie hitte van die oomblik, waar Daniel in die leeukuil is met sy selfoon. Hy sê hy, dit ryk vandag 'n bietjie erg. Daai een is lus vir my, maar ek ken nie Jesus nie. En dit is vir my baie goed gewees, dit is maar nou net, dis is AI gegenerated, maar dit was vir my baie goed om daai perspektief te kry. En dan was 'n ander een wat hulle gewys het, is van Daniel, Dawid voor Goliat, wat hy 'n bietjie iets praat en sê, kyk hoe val hy in die naam van die Here. Kom ek vra gou so, kom ek sê so. Moet ek in my taal praat, sodat ek weet ek is gedoop met die Heilige Gees krag? Ja. Dit is die bewys daarvan. Keer op keer uit die woord. Elke keer toe die krag van die Gees oor hulle kom, het hulle gespreek in 'n taal. Handelinge 2, 4, 11, so kan ons deurgaan. As dit nie so was nie, kom hoor nou gou weer. As ek gedoop word en ek kan nie in 'n taal praat nie, dan hoe is Efesiërs 6 vers 18 relevant tot my? Bid in die Gees. Hoe's Romeine 8 vers 26 relevant tot my as ek nou nie dan kan bid in die Gees nie? Verstaan julle? Dan loop ons vas teen skrifte wat nie sin maak nie. Kom ek gaan nou 'n bietjie verder. Is dit moeilik om gedoop te word met die Heilige Gees krag? Nee, glad nie. 99% kan ek vir jou sê, jy's in jou eie kop. Kan my julle maar my ervaring sê, kom maar hierdie snaakste gedagtes by jou op, en dan sê jy, maar jy het dit uitgedink. Dan dink ek vir myself, waar moet dit opkom? As dit nie by my opkom nie, waar moet dit opkom? Iemand gaan my oorfluister en sê, Steven, dis wat jy moet sê nie. In die ou dae het hulle iets baie leliks gedoen. En ek moet bely, dis waar die lelike kant van Pinkster is. Hulle het jou mond so gegryp en hulle sê banane, banane, banane. Ek wil vir julle sê. Dan skrik jy jouself so dood en sê, En dan 'n ander keer wat gebeur is, hulle val om. Dan sê jy, hey, maar as ek in beheer is en ek val om, dan is ek mos nie meer in beheer nie. Vrees is nooit van die Here af nie. Vrede is. Dit is vir my altyd die mooi van die taal. En die rustigheid, niemand hoef vir jou te bid daarvoor, jy kan self vra. Lukas 11 sê dit, vra my en ek sal jou dit gee. Ek het gebid daarvoor en ek het so gestres. Kry die pastoor, julle het hom ontmoet, pastoor Lou. Sê vir hom, ek wil gedoop word met die Heilige Gees krag. Jy moet nou bid. En hy lag, hy sê, Steven, ek hoef nie vir jou te bid nie. Jy kan net self vir die Here vra.
begin dit spreek. Ek sê hierdie brabbel, hy sê begin dit vir die Here vertrou vir dit. En daar's ek gedoop met die Heilige Gees krag. Hierdie is nie om te wys ek is meer heilig as jy nie. Dit het nie met mense buite te doen nie. Dit het te doen met my binnekamer, wanneer ek God vertrou, met my intiemste goed. En ek kan nie dit in woorde omsit nie, omdat ek oorgaan in my taal. Ratrihentri, atrihanti, stehentri, latlihenti. Dis wanneer jy in die Gees bid. Partykeer party sê, my broer se ervaring was, hy sê dit het net by hom geborrel en uitgegaan. En raai wat se gat trap ek toe? Ek praat net hier die bietjie woorde, want ek raak nou gemaklik met dit, en ek wil nie meer res van my taal praat nie. Maar ek het my hele taal ontvang. Hou net aan by daai woorde wat opkom en te spreek, en te spreek, en te spreek. En die Here braak is daar. Jy hoef nie op 'n vas te gaan, ek bedoel dit nou nie lelik nie wat ek daarmee te sê, op 'n staking te gaan om dit te doen nie. Jy as kind van God, dis die enigste vereiste, jy moet 'n kind van God wees, want die Gees moet in jou woon. Jy kan net op die knie gaan en sê, Here, doop my met u krag. Nou gaan ek 'n moeilike vraag vra, wat net jy kan antwoord. Wat keer jou? Dis waar dit begin. In my binnekamer om my taal te spreek, voor die diens toe kom. Wat keer jou te spreek? Kom ons sluit af. Hemelse Vader, baie dankie. Laat u na die kerk toe gekyk het en gesê het, voor daar nog 'n leemte gaan kom, gaan ek my Gees stuur. Hierdie Gees sal by jou wees, sal jou lei, sal jou herinner aan die woorde wat ek gespreek het. En Here, ek wil vra, dat ons dieper sal gaan in wie u is. Laat ons Pinkster sal ervaar, soos wat u woord vir ons voorhou. Sodat ons dit kan leef. Want Here, dit begin heel eerste met my verhouding met u. As jy dit soek, sal ek dit vir jou gee. En Here, ek wil vra, beginnende by my, en ek wil bietjie synig wees vanaand, Here. Maar ek wil verder gaan saam met u. Dat u my meer sal gebruik, nie tot my eer nie, maar tot u eer. Sodat mense kan instap en die krag van die evangelie kan ervaar. Laat hulle die lam van God kan sien, want die Gees sal ons altyd kruis toe vat. En Here, so wil ek vra, u wat die doper is met die Gees, wat hierdie belofte al reeds vir ons gegee het 2000 jaar terug, dat ons net moet vat en leef, sal u by elkeen stil staan nou en sê, hier is ek, wat vra jy van my? Sal u dit gee vir hulle in Jesus se naam?